Die jongste misdaadsyfers dui op 'n afname in kontakmisdade en die Suid-Afrikaanse regering veroordeel die militêre staatsgreep in Guinea-Bissau. Goeiedag, baie welkom by Afrikaanse Nuusbulletin op Pretoria FM op die 28ste November 2025. Ek is Dian van der Berg. Die polisie se jongste misdaadsyfers dui op 'n afname in kontakmisdade tussen April en September vanjaar. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, het vanoggend die misdaadsyfers van die eerste en tweede kwartaal van die finansiële jaar in Pretoria vrygestel. Volgens die jongste syfers het kontakmisdade met 3,1% vergeleke dieselfde tydperk verlede jaar afgeneem. Ondanks 'n afname in moord, is daar egter steeds oor die 6 maand tydperk meer as 11.500 mense in die land vermoor. Dit is gemiddeld 63 moorde per dag tussen April en September. Gauteng is die provinsie met die meeste moorde, gevolg deur KwaZulu-Natal. Die minister het gesê hoewel daar 'n beduidende afname in die meeste misdaadkategorieë aangemeld is, bly seksuele oortredings, geslagsgeweld en handelsmisdade hardnekkig hoog. Verskeie politici en stigtings het Suid-Afrika se reg verdedig om aanstaande jaar die G20 leiersberaad in die VSA by te woon. Spanning tussen Pretoria en Washington DC het van dese week 'n hoogtepunt bereik nadat die Amerikaanse president Donald Trump aangekondig het dat Suid-Afrika die 2026 G20 beraad van uitgesluit sou word en dat alle Amerikaanse finansiële steun onmiddellik opgeskort sou word. Die F.W. de Klerk Stichting sê in 'n verklaring dat Suid-Afrika 'n gelyke soewereine lid van die G20 is en dat die land nie deur verkeerde inligting uit wêreldforums geboelie sal word nie. Die voormalige Indiese minister van buitelandse sake, Kanwal Sibal, het op sy beurt gesê Trump probeer om die G20 te vernietig. Die Duitse kanselier Friedrich Merz het gesê hy sal vir Trump versoek om sy besluit te heroorweeg om Suid-Afrika uit te sluit. Die klein Wes-Afrika land Guinea-Bissau is ontwrig deur 'n militêre staatsgreep. Die verkiesingsproses is opgeskort en grense is gesluit slegs 3 dae na die armoede geteisterde nasie se nasionale verkiesing. Dis Guinea-Bissau se 4de staatsgreep sedert onafhanklikheidswording van Portugal in 1974. President Cyril Ramaphosa het die onwettige oorname sterk veroordeel. Hy het by monde van Vincent Magwenya gesê dat die staatsgreep die grondwetlike orde en soewereine wil van Guinea-Bissau se mense ondermyn. Die regering het 'n dringende beroep gedoen op die herstel van die regmatige burgerlike regering en die ongehinderde afhandeling van die verkiesingsproses. En die soek- en reddingsoperasie is vandag in Hong Kong afgesluit nadat 'n brand wat op steierwerk by 'n behuisingskompleks in die Tai Po distrik uitgebreek het, 94 lewens geëis het. Minstens 279 inwoners is egter nog vermis. So wat 4600 mense het in die 8-gebou woonstelkompleksgebou gewoon. Meer as 50 mense is steeds in die hospitaal en die owerhede ondersoek intussen die oorsaak van die brand. Die brand is die dodelikste sedert 1948 toe 'n ontploffing en brand tot die dood van 135 mense gelei het. Hong Kong se regering sê hy het nagenoeg 38,5 miljoen Amerikaanse dollar bewillig vir die slagoffers van die brand. Dit bring ons aan die einde van vandag se Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Totsiens.